Vader, in hierdie oggend kom ons en ons erken dis net tot U, die groot ek is, die skepper van hemel en aarde, vir wie ons aanbidding kan bring. Here, vir wie ons lof en ons eer kan bring. Want U en net U is dit waardig. Here, U en U alleen is waardig om dit te ontvang. En ons bring dit vanoggend aan U. Here, in hierdie oggend bid ons vir elke gemeente in hierdie dorp, waar Jesus Christus en hom gekruisig verkondig word. Here, ons bid vir elke gemeente waar hierdie testament, hierdie verbond wat U met ons het, die Alfa en die Omega is. Die woord is waarop gestaan word. Here, ons bid vir hulle. Ek bid vir elke broer en suster van my in hierdie oggend, wat sê, so sê die Here. Here, dat U met krag en met heerlikheid in hulle midde sal wees. Here, ons bid vir hulle wat siek is in hierdie oggend. Here, hulle wat beklei met 'n stryd in hulle liggaam. Ek bid, Vader, volgens U woord, dat U hulle in gees, siel en liggaam sal aanraak, en dat U genesingskrag sal vloei deur elke grein van hulle liggaam. Vader, dankie vir hierdie tyd wat ons kan saam wees. Vader, dankie dat ons met vrymoedigheid by mekaar kan wees. Here, dankie dat ons nie in geheim by mekaar hoef te wees nie. Maar Here, dat ons openlik by mekaar kan wees. Here, dat ons nog in 'n land bly waar ons in die restaurant kan sit en saam met ons familie kan dankie sê vir ons kos. Ons hoef dit nie in geheim of in skaamte te doen nie. Here, want U is koning. Ek verklaar vanoggend, Here, U is koning. Amen. In hierdie land, in hierdie dorp, in hierdie gemeente, in Jesus naam. Amen. Kom ons gee die Here 'n lofoffer vanoggend vir sy goedheid en sy guns. Môre. Ek wil vir jou 'n prentjie skets en vir jou die volgende prentjie skets. Annelie, kan ek jou beursie kry asseblief? Ja, jou beursie. Okay, los haar beursie. My vrou se beursie is ook leeg. Goed. Just is baie kaarte in. Ek wil vir al die mans sê, as jy in die winkel loop, hou asseblief jou vrou se hand vas. Nie omdat jy lief is vir haar nie, broer. As jy haar hand los, gryp sy na hierdie ding. Jy het 'n ernstige behoefte. Jy wil in 'n behoefte van jou antwoord. En jy weet, binne in hierdie beursie is die antwoord. Hier's genoeg plastiek in hierdie beursie, hier's genoeg kontant in hierdie beursie, hier's genoeg gesag in hierdie beursie om jou behoefte te bevredig. Ongeag wat dit is. En Annelie kom by jou en sy sê vir jou, hier is my beursie. Jy het die reg om hierdie beursie te gebruik om jou behoefte te bevredig. Dit wat jy nodig het, kan jy betaal uit hierdie beursie uit. Dit wat jy soek, gaan hierin wees om jou te help. En ek hou nie van Woolworths nie, my vrou hou van hulle, maar o jette, hulle is nie die goedkoopste nie. Nou vat jy hierdie beursie en jy sluit hom in jou kluis toe.
Want dis Annelies se beursie. Dis nie joune nie, jy wil hom veilig bewaar. En jy stap Woolworths toe, en jy sê vir Woolworths, ek het hierdie 2-3 trollies kos, en klere. Ek betaal dit met Annelies se beursie. En die beursie is nie by jou nie. Of jy sê vir my, jy het 'n behoefte, jy wil Bloemfontein toe ry, en ek sê vir jou, hier's my karsleutel, hy's vol diesel, gebruik hom. Jy sal Bloemfontein toe kan gaan en terugkom, en jy kan hom gebruik soos jy nodig het. En jy sê vir my dankie, en jy vat die sleutel en sit die sleutel in jou sak, en jy begin Bloemfontein toe loop. Ons is met 'n tema besig die laaste 2 jaar, of ons verlede jaar begin, met saam op reis, nader aan God, nader aan betekenis en seën. Want die behoefte en die hart van die leierskap van hierdie gemeente is, dat ons jou saam met ons op reis wil vat, vir meer van God. Ons is nie gered, om te gaan sit, en te wag vir die dood, of wederkoms nie. En ek wil vandag vir jou saamvat, met 'n reis nader aan betekenis, en ek wil met jou gesels oor die Heilige Gees, en die konsep van hoekom. Ons is ambassadeurs vir die koninkryk. Ons is ambassadeurs vir die koning van die konings. Ek dink nie ons besef die autoriteit en die krag wat God in ons hande sit nie. 'n Ambassadeur van 'n land verteenwoordig sy land en alles waarvoor sy land staan op vreemde grondgebied. Hebreërs sê ons is aliens, vreemdelinge, wat net deur hierdie aarde beweeg. Jy weet, voor God geskape het, Efesiërs 1, voor God geskape het, Johan, het hy jou reeds in sy hart gehad. Jy het reeds bestaan. Voor die skepping was God reeds opgewonde oor jou lewe, Marius, oor wat jy gaan doen. En in menseterme, 'n paar duisend jaar later, word Marius gebore. Ekskuus dat ek jou naam gebruik. En God is opgewonde oor wat Marius gaan doen. En 30 jaar later kom Marius tot bekering, en daar's 'n party in die hemel, volgens die woord. Die engele juig oor Marius wat met bekering kom. Want Marius kan nou die doel van God uitleef in sy lewe. En 40, 50, 60 jaar na dit, sterf Marius. En toe hy tot bekering gekom het, het hy die sleutel gekry. Het hy die beursie gekry. Het hy al die autoriteit en die mag gekry wat hy nodig het. En hy sit dit in die kluis, want hy wil God nie teleurstel nie. En hy's maar net 'n Christen, wat aanbeweeg. En die dag as hy sterf, dan gaan hy hemel toe. Maar hier op aarde, het hy niks gedoen, wat 'n impak maak, in die koninkryk van God nie. Dis nie die doel van 'n ambassadeur nie. Dis nie die doel van iemand, wat aangestel is deur God, om 'n verskil te maak, waar jy is nie. En ek wil met jou gesels oor die Heilige Gees, en waarom die Heilige Gees belangrik is, want ons het al hierdie mag ontvang, om te handel, en ons plaas dit in veilige bewaring. Want ek is of te bang om dit te gebruik, of ek twyfel in die waarde en die krag van die Gees van God. My broer, my suster, ek wil vir jou hier sê,
Hier's van ons wat hier sit, wat vanoggend vir my gaan sê, ek is of te bang, of ek twyfel, in die krag wat in my is. En ek wil vanoggend vir jou sê, staan op uit dit uit. Ek wil vanoggend vir jou sê, staan op uit dit. God het vir jou al die krag, al die mag, al die heerlikheid, al die autoriteit gegee, wat nodig is, om in sy krag te opereer. Ekskuus, in 60 jaar het dit nog nooit gebeur nie. Toe maar. Al die autoriteit is in jou en my. En ons sit en ons vou dit toe in 'n wattelappie. Want ons wil nie daarmee fout maak nie. Ons vou dit toe want ons weet nie wat om daarmee te maak nie. Luister, God het ons nie geroep om 'n passiewe posisie in te neem nie. Niks in God se koninkryk, dankie sis, niks in God se koninkryk is passief nie. God die Heilige Gees is 'n aktiewe persoon wat verandering teweeg bring as hy 'n situasie in beweeg. Die Gees van God is 'n aktiewe persoon wat in 'n situasie in beweeg en verandering teweeg bring. Kyk wat sê hy in Genesis 1. En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed. En die Gees van God, die Heilige Gees, die Gees van God, het gesweef op die waters. En God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Daai selfde Gees van God is vandag vaardig oor jou lewe. En God spreek in jou lewe. En dieselfde Gees van God wat voorberei het, wat in die situasie inbeweeg het van duisternis en van wanorde wat oor die waters gesweef het, dieselfde Gees van God is vandag beskikbaar vir jou en vir my lewe. En hoekom wil ons dit nie hê nie? Want ons is bang daarvoor of ons is nie so groot gemaak nie. Of ons glo dit wat ons op Dr. Google of Facebook sien van die Gees van God is maar net 'n krag, of is maar net 'n mag, of is maar net iets. Ons bely, ons glo in God die Vader. Ons bely, ons glo in Jesus Christus. Ons bely, ons glo in die Heilige Gees. Maar as ons kom by die Heilige Gees, dan sê ons vir die Gees van God, gaan sit in die kluis, ons sal jou nie gebruik nie. Hoekom? In die troonsaal van God, in die koninkryk van God, luister hierna, die koninkryk van God word gekenmerk deur geleenthede om sy krag en sy wysheid te manifesteer. Luister, die koninkryk van God word geïdentifiseer met die krag en die wysheid van God. Die Bybel sê die vroeë kerkvaders het gepreek en die prediking was gevolg met wonders en tekens. Met krag en met wysheid, Johan. Jesus het geloop op die aarde en deur die Heilige Gees, dieselfde Gees wat gesweef het oor die waters, het hy gesê, blinde sien, en hy het gesien. Deur dieselfde Gees het hy by Lazarus se graf gekom en vir Lazarus gesê, kom uit. En deur dieselfde Gees van God kan ek en jy vandag sê, die Here werk deur my. En deur dieselfde krag van dieselfde Gees kan ek en jy lewe in die volle krag, in die volle wysheid, in die volle tekens, in die volle wysheid wat God vir ons in plek het. Kyk dan Psalm 104 vers 30. U stuur u Gees uit. Hulle word geskape. U maak die gelaat van die aarde nuut deur die Gees van God.
God se hart is dat ek en jy positief en aktief moet wees in die skepping. En positief en aktief 'n verandering moet bring in ons gemeenskap. As ek sê ek is 'n Christen, 'n volgeling van Jesus, dan sit ek met die dinamietkrag, die dynamaskrag van God om 'n positiewe verandering en 'n verskil te maak in die lewe. My broer en my suster, jy sit met daai krag. Ons sê baie keer, en Pastoor Harry is lief om te sê, show them a little bit of Jesus. Ons sê baie keer, preek, en as dit nodig is, gebruik 'n woord. Hoe wys ons hierdie krag van God? Hoe maak ons hierdie verskil? Hoe verteenwoordig ons hierdie verskil? Matteus 5 sê die volgende: Jy is die lig van die wêreld. Vat jou vinger en druk hom so op jou bors en sê vir jouself, ek is die lig van die wêreld. Ek is die sout van die aarde. En hy sê daar, jy vat nie 'n lig en sit dit op 'n staander en sit 'n emmer bo op dit. Jy sit 'n lig neer sodat daar lig is in die vertrek. Jy sit 'n lig neer. God gebruik vir jou en vir my as 'n lig wat hy kan neersit om die wêreld soos motte te trek. Deur sy gees doen hy dit. En ek wil hê jy moet dit verstaan vandag. Ek wil hê dit moet insink by jou. Die Heilige Gees gebruik jou. Die Heilige Gees gebruik jou om mense te trek. En deur die Gees van God gebruik die Heilige Gees jou, en deur die Gees van God trek hy mense sodat jy hulle by Jesus kan bring, sodat jy hulle aan Jesus kan voorstel, sodat Jesus hulle aan die Vader kan voorstel en sê, dit is my seun, dit is my dogter. Dit begin by die krag van die Heilige Gees. Dit begin by die krag van die Heilige Gees wat in jou werk en in my werk. Dit begin by die krag van die Heilige Gees wat deur ons werk om 'n verskil in hierdie lewe te maak. Wat is die Gees dan? Die Gees is nie 'n mag of 'n krag of 'n gedagte nie. As iemand hier voor staan en hy sê, die Heilige Gees is net 'n gedagte of maar net 'n mag, hardloop asseblief by daai deur uit. Die Heilige Gees is die mag en die krag. Die Heilige Gees is die finale autoriteit. Die Heilige Gees is God self. As jy daai een kan opsit asseblief. Dis die beste verduideliking wat ek kon kry. Die Heilige Gees is nie die Vader, is nie die Seun nie. Die Seun is nie die Gees en nie die Vader nie. Hulle is God. Soveel soos wat God die Vader God is, en Jesus wat die Seun is God is, soveel is die Heilige Gees God. En die Heilige Gees is nie 'n gedagte nie, my broer en suster. Die Heilige Gees is 'n persoon. Die persoon Heilige Gees. Pastoor Ben is lief om dit so aan te haal. Die persoon Heilige Gees. Is deur hierdie persoon Heilige Gees wat Abraham die wysheid gehad het en in geloof kon opstaan toe die Here vir hom sê trek, om te trek. Dis deur die persoon Heilige Gees wat Josef, toe hy in Egipte was, 'n verskil kon maak in 'n nasie. Luister, Josef was die president van 'n heidense volk van Egipte. God het Egipte geseën as gevolg van Josef wat vol van die Gees van God was. Wat was die verskil tussen koning Saul en koning Dawid? Koning Saul was nie bereid om onder die krag van die Heilige Gees te werk nie. Dawid was. Die res is geskiedenis. Dis deur die krag van die Heilige Gees wat Petrus en Johannes vir die bedelaar gesê het, silwer en goud het ons nie, maar wat ons het, gee ons vir jou, staan op en loop.
Dis deur die krag van die Heilige Gees wat Paulus tot 1:00 in die nag gepreek het en toe die seun by die venster uitval en doodval, op hom gaan lê het. Hy het lewendig geword. Hulle het teruggegaan, die seun het teruggesit in die vensterbank en Paulus het tot die dagbreek toe gepreek. Dis deur die krag van die Heilige Gees. En dis dieselfde Heilige Gees wat die mure van Jerigo laat val het. Dis deur dieselfde krag van die Heilige Gees wat Jesus vir die waters en die storms gesê het, wees stil. Dis dieselfde Heilige Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek is. En dis dieselfde Heilige Gees wat in jou en in my is. Dis die Heilige Gees. Kerk van God, staan op in die krag van Gees. Staan op met hierdie begeerte in jou, ek soek meer van die Gees. Staan op in hierdie begeerte van jou, ek soek die krag van die Gees van God. Ja, met bekering is elkeen van ons, het ons die Heilige Gees ontvang. Maar begin 'n droom, staan op in 'n begeerte om gedoop te word in die Heilige Gees. Staan op met die begeerte om gedoop te word met die Heilige Gees. Want dit is met die doping van die Heilige Gees wat die krag van God saam met dit begin werk. Jy moet self besluit wat jy wil hê. As mense wat verkondig dat die krag van die Gees en die gawes van die Gees geëindig het toe die laaste apostel gesterf het. Dis 'n leuen. Dis 'n leuen. Dis 'n leuen. Hy sê in Joël 2, en daarna sal ek my Gees uitgiet. Ons sien dit gebeur op Pinksterdag. En julle seuns en julle dogters sal profeteer. Julle ou mense drome droom, julle jongelinge se gesigte sien. En ook op die diensknegte en op die diensmagte sal ek in daai dae my Gees uitgiet. Ons leef nog in daardie dae. Hy sê, en ek sal wondertekens gee aan die hemel en op die aarde, bloed en vuur en rookpilare. Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Wat op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees, soos die Here gesê het. En onder die vrygelaates die wat die Here sal aanroep. Ons leef nog in daardie dae. Die begin was op Pinksterdag. Ons vier oor 'n paar weke Pinksterdag. Ons vier oor 'n paar weke die uitstorting van die Heilige Gees. En my gebed is, en die gebed van die predikers in hierdie dorp is, dat die Gees van God so aktief in hierdie dorp sal wees, dat elkeen wat in hierdie dorp sal beweeg, 'n bewustheid sal hê van die teenwoordigheid van God in hierdie dorp. En my gebed is, en die leierskap van hierdie gemeente se gebed is, dat as jy by daai deur instap of by daai deur instap, dat jy die teenwoordigheid van die Gees van God sal ervaar en sal weet, God het 'n plan met jou lewe en met jou lewe, met jou lewe en met jou lewe. Van die jongste tot die oudste, oom Piet, ek het nuus vir jou. Daar's werk om te doen. Maar dit is deur die Gees van God wat dit moet gebeur. Dis deur die Gees van God wat dit moet gebeur. Handelinge 1 vers 8. Kon jy hom kry, daar is hy. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Wat 'n krag om 'n getuie te wees in Jerusalem, Judea, Samaria tot aan die eindes van die aarde toe. Jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom. Ons gesels oor hoekom die Heilige Gees. Die volgende ene, as jy hom het daar, 1 Korintiërs 4, 1 vers 4 tot 8. Ek dank my God altyd oor julle vir die genade van God
wat aan julle in Christus Jesus gegee is, dat julle in alle opsigte in hom ryk gemaak is, in elke woord en alle kennis, soos die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle, sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie, sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie. Elke genadegawe, elke gawe van God, elke krag van God is teenwoordig en is beskikbaar vir jou en vir my, sodat ons in geen genadegawe agterstaan nie, terwyl julle wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus, wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, om in die dag van ons Here Jesus Christus onberispelik te wees, deur die krag van die Heilige Gees. As vele voorbeelde van die uitstorting van die Heilige Gees. Vele voorbeelde van die doping van die Heilige Gees. En ek het die vraag begin vra die laaste maand, 2 maande. Hoekom die Heilige Gees? Wat was dan so belangrik aan die uitstorting van die Heilige Gees? En ek gaan nou begin preek. Die res was net die inleiding. Jy weet, God het nêrens in die Bybel gesê, gaan stig 'n denominasie nie. God het nêrens gesê, ek soek 'n ritueel nie. God het gesê, ek soek 'n verhouding met jou. God se hart is 'n verhouding met jou, nie 'n ritueel nie. God se hart vir jou is 'n verhouding. Dit was nooit gebaseer op 'n ritueel nie. 'n Ritueel sê vir jou, jy moet in die oggend 'n dagstukkie lees, wat vir jou 3 minute vat. Jy moet die Onse Vader resiteer, wat vir jou 3 minute vat, en dan is jy reg vir die dag. En as die eerste probleem deur die dag by jou aankom, dan moet jy 'n raadgewer bel om te hoor wat om te doen. En vanaand moet jy in die bed klim en jy moet 'n aanstukkie lees en jy moet 'n gebed van 3 minute dankie sê vir die dag. Dis 'n ritueel. Dit raak nie God se hart nie. 'n godsdiensgees, dankie broer. God se hart is 'n verhouding met jou. God se hart is dat jy in die oggend opstaan en die eerste ding vir hom sê, dankie vir hierdie dag. God se hart is dat jy 'n koppie koffie maak en gaan stil sit en jou probleem met hom bespreek. God se hart is dat jy deur die dag, soos wat jy vorder deur die dag met probleme sit, by God hoor, wat moet jy doen? Want hier binne is die antwoord vir elke vraag wat jy het. God se hart is dat jy jou neerstort voor hom en werklik waar voor sy aangesig sit en sê, Here, wat doen ek in hierdie situasie? God se hart is dat as jy by hom gaan sit en hy vir jou sê, jy moet die volgende doen, dat jy bereid is om te sê, Here, ek was verkeerd, ek gaan om verskoning vra. Dit is 'n verhouding met God. My verhouding met my vrou is nie in die oggend vinnig vir haar hallo sê en deur die dag eenkant wees en vanaand vir haar kobai sê. Sy voel baie keer so as ek besig raak. Maar God se hart is 'n verhouding. God se hart vir jou, my sussie, is dat jy op sy skouer sal lê soos jy nou op sy skouer lê. Dis God se hart vir jou. Dit was God se hart van die skepping af gewees. Ons lees in Genesis 3 dat God in die aandwind, in die koel van die aandwind, met Adam en Eva 'n gesprek gehad het. Hy het fisies tussen hulle geloop en die dag met hulle bespreek. En ons sien toe sonde dit breek, want sonde wat gebreek het 'n ritueel in 'n plek gesit.
Kan ek dit weer sê? Sonde plaas 'n ritueel. Vervang jou verhouding met God met 'n ritueel. Voel jy jy's in 'n rat, dat jy in hierdie ritueel met God is? Gaan sit voor God en maak skoon jou lewe voor hom. So in die tuin van Eden het God met hulle gewandel. Want God se hart is hierdie verhouding. Toe dit gebreek is, kom God in die wildernis en hy gee vir Moses die opdrag. Eers met Abraham. Sien ons dat die Here direk met Abraham, Isak en Jakob Moses 'n gesprek het. Hy toon homself aan hulle as die engel van die Here. Ons sien in die wildernis kom die Here en hy vertel vir Moses presies hoe die tent van samekoms moet wees met die ark van God, en ons lees toe hulle die tent van samekoms inwy, die teenwoordigheid van die Here was so sterk teenwoordig. En hy sê in die middel van die kamp moet hierdie tent van samekoms wees met die ark. Met ander woorde, in die senter, in die middel wil ek in julle teenwoordigheid wees. Dis God se hart. In die middel van jou bestaan wil ek wees. Ons sien dat Salomo die tempel bou. En die tempel is die middelpunt, is die senterpunt van Israel se bestaan. Alles in Israel se wese gaan oor hierdie senterpunt, die tempel. En toe sien ons op Pinksterdag, stort God sy gees uit. Waar? In die senter van jou lewe. Vul hy ons met sy gees. Want sy begeerte is 'n verhouding met my en jou. Daar's nie meer 'n tempel nie, ons is die tempel. Daar's nie meer 'n tempel waar ons saamkom een keer per jaar nie. As ons by mekaar is die kerk by mekaar. Dis hoekom hy sê, waar 2 of meer teenwoordig is in my naam, daar is ek in julle midde, want die kerk is daar, die Heilige Gees is daar, die krag van God is daar, waar 2 of meer tesame kom. Is die krag van God daar. Man en vrou, as jy en jou vrou saamstem oor 'n saak, is die krag van God daar. Dit is die Heilige Gees. God vul ons. God doop ons met die Heilige Gees, sodat ons doelgerig sy koninkryk op aarde kan uitbou met krag. Dit is God se plan. Doelgerigte, kragtige werke tot die vertoning en uitbou van die koninkryk van God op aarde. En ons sien in Johannes 14:15 tot 18, sê Jesus goed soos, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Oor 2 weke gaan ek oor daai sinnetjie bedien. Dan sê hy, ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Dis hoekom die wêreld na jou toe kom en sê, jy is anders, ek soek wat jy het. Dis hoekom die een wat God verloon, by jou sal kom en sê, dankie vir wat jy gedoen het vir my. Dis hoekom die een wat God nie dien nie, in jou werkplek, en die een wat jou bespot in jou werkplek, omdat jy God dien, en die een wat van jou 'n bespotting maak, omdat jy God nie dien nie, hy is die een, sy is die een, as hy kind op sterwe lê, wat na jou toe sal hardloop en sê, bid vir my kind, want hy sterf, want die Gees van God is in jou, die wêreld kan hom nie ontvang nie, jy het hom, die wêreld sien dit in jou en in my. Dis hoekom dit gebeur. En ons praat oor hoekom die Heilige Gees. Die volgende ene. Maar die trooster, die Heilige Gees, die trooster, die Heilige Gees,
wat die Vader in my naam sal stuur. Hy sal julle leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Dis hierdie Gees van God wat ons harte bewaar as ons goed hoor wat nie die waarheid is nie. Dis hierdie Gees van God, as iemand iets sê wat nie waarheid is nie, wat in jou harte ongemaklikheid het. Soos pastoor Ben altyd sê, dis nie gisteraand se pizza nie, dit is die Gees van God wat vir jou waarsku. Pas op hiervoor. Die volgende ene. Maar ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie. Hy sê, en julle sal groter dinge doen as wat ek gedoen het. Want hierdie Trooster, hierdie Gees van God, wat in my jou is, sal die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en oordeel. Van sonde omdat hulle in my nie glo nie. Luister, die wêreld sien God in jou. Die wêreld sien hoe jy wandel. Die wêreld sien hoe jy vergewe. Die wêreld sien hoe jy vryspreek. Die wêreld sien hoe jy nie 'n grudge hou nie. Die wêreld sien hoe jy met jou vrou en jou kinders werk. Die wêreld sien hoe jy in moeilike situasies optree. Die wêreld sien as die situasie so is dat almal om jou uitmekaar uitval, bly jy staande en bly jy vertrou. Die wêreld sien dit en op grond van dit sien hulle God in jou en hulle is oortuig van sonde omdat hulle God in jou sien deur die krag van die Gees. Van geregtigheid omdat ek na my Vader gaan en van oordeel omdat die owerste van die wêreld klaar geoordeel is. Kyk, ek stuur die belofte van my Vader na julle. Hoekom die Heilige Gees? Ek wil hê jy moet daarna slide 27 gaan asseblief. Tema van vanoggend, die Heilige Gees. Waarom? 3 redes. Sodat ons in die krag van die Heilige Gees kan optree. Die Heilige Gees is uitgestort op die aarde. Eerstens, sodat ons in die krag van die Heilige Gees kan optree. Tweede, sodat God die kerk op aarde deur jou en my kan bou. Sodat God sy kerk deur my en jou kan bou. As hy praat oor die bedieninge, as Paulus praat van, hy het gegee sommige as apostels, anders as leraars, anders as evangeliste en gaan hy aan, en hy sê die volgende in die Engelse Bybel sê hy, for the equipping of the saints, for the work of ministry. Ek wil hê jy moet jou weer so aan die bors vat asseblief, elkeen. Dan sê jy vir jouself, ek is geroep om die evangelie te verkondig. Dis nie pastoor Ben se werk, of Rian en Steven en Harry en Desmond en Lucille se werk nie. Dis ons werk. Ons het die Gees van God, sodat God sy kerk deur my en jou kan uitbou. En die derde rede, sodat ons 'n doelgerigte impak kan maak, dat ons die sout en die lig kan wees op hierdie aarde. Ek gaan afsluit voor ek vir jou challenge. En ek wil hê jy moet al daai slides opsit, tot by die laaste een asseblief. Daar's 4 soorte Christene tussen ons. Jy sit 4 groepering mense vandag in kerke. Die eerste een is, hy het geen krag en geen doel in sy lewe nie. Dis die persoon wat die sitplek vol sit en huis toe gaan en volgende Sondag terugkom en die sitplek vol sit
en huis toe gaan. En die 3de week, 4de week, 300ste, 800ste, 1000ste week te doen. En wag om hemel toe te gaan. Daar's 'n Christen wat 'n doel het, maar hy doen dit sonder die Gees van God. Hy het hierdie begeerte en hierdie doel om iets te doen, maar hy kry dit nie reg nie. Daar's die een wat krag het, wat die Gees van God het en hy het geen doel nie. Hy's happy-go-lucky. Hy worship saam. Maar daar's geen doel in sy lewe nie. Ek dink dis een van die gevaarlikste posisies om te wees. Jesus praat van 'n lauwarm situasie. Dan kry jy die Christen wat die krag van die Heilige Gees in hom het en doelgerig leef volgens die plan van God. Ek vra vir u vanoggend. Ek vra vir my vanoggend. Waar is ek op daai spektrum? Waar is ek? Waar is u vanoggend? Kan ons eerlik raak met onsself? Kan ons eerlik raak voor die Here, want hy ken ons harte? Waar is ek vanoggend? Aanvaar ek net dat ek maar hier is, ek is 'n Christen. Ek het seker gemaak, want ek wil daarmee nie hel toe gaan nie. En as ek vir jou hart klink, dan is dit seker so. Ek wil maar net sê ek is 'n Christen. Ek gee nie regtig om of ek doelgerig leef nie. Ek worry nie oor die krag van die Gees nie, want ek lees daarin my Bybel en ek bid daarin. En ek was vir baie jare daar gewees. Of wil ek doelgerig met God se plan in my lewe werk? Die plan van God vir my lewe met die krag van die Heilige Gees. Pastoor Ben het dit vanoggend aangeraak. Die grootste geleentheid, die grootste dag op die Christenkalender is wanneer ons herdenk die prys wat Jesus aan die kruis vir ons betaal het. Maar dit beteken niks sonder die opstanding nie. En die opstanding beteken niks sonder die hemelvaart nie. En die hemelvaart beteken niks sonder die uitstorting van die Heilige Gees nie. Want dis die plan van God. Hy sê vir Petrus, op grond van hierdie getuienis van jou, op grond van hierdie openbaring dat ek die God is, sal ek my kerk bou. En hy sê, gaan wag in Jerusalem vir die Gees van God. Het jy vanoggend 'n begeerte na die Gees van God? Het jy vanoggend 'n begeerte om in die krag van God te lewe? Het jy vanoggend 'n begeerte om die doel van God vir jou lewe uit te leef? Ek gee nie om hoe oud jy is nie. God het 'n plan met jou lewe. Klaar. God het 'n plan met jou besigheid. God het 'n plan met jou beroep. God het 'n plan met jou lewe. God het 'n plan met jou huwelik. God het 'n plan met jou kinders en jou kleinkinders. God het 'n plan. Is ek en jy bereid om vanoggend op te staan en sê, Here, vul my met u Gees, sodat ek hierdie plan van God in my lewe kan deurtrek. Dis hoekom die Heilige Gees uitgestort is. En ek het met 'n doel nie begin bedien oor die gawes van die Gees nie. Want baie mense wil die gawes van die Gees hê, maar hulle verstaan nie hoekom ons die Gees van God nodig het nie. En baie mense soek die gawes van die Gees, maar hulle vergeet die vrug en die liefde
En oor 2 weke gaan ek daaroor bedien. Begeer ons die krag van God. My broer en suster, begeer ons die krag van God. Begeer jy in hierdie oggend die werking van die Heilige Gees in jou lewe, ja of nee? En as jy vir my sê ja, dan wil ek hê jy moet opstaan. Maar as jy vir my sê jy begeer die krag van God in jou lewe, dan wil ek saam met jou bid en ek wil nie hê jy moet opstaan omdat die een langs jou opstaan nie. En as jy kan staan nie en jy moet sit en jy het seer, dis reg. Maar begeer jy in hierdie oggend dat die Gees van God vaardig raak oor jou? Begeer jy in hierdie oggend om gedoop te wees met die Heilige Gees, om gevul te wees met die krag van die Gees van God? Met die krag van God. Begeer jy in hierdie oggend om te sê, Here, laat U wil deur my geskied. Here, dit wat U voor die grondlegging van die aarde vir my beplan het. Here, ek vra vanoggend in Jesus naam, vul my met U Gees, sodat ek deur die krag en die werke en die plan van God vir my lewe, maar net 'n kanaal kan wees, om dit wat U deur my wil doen, te doen. En as dit jou begeerte is in hierdie oggend, dan vra ek dat jy net jou hande in die lug sit. Wys vir die Here, jy's bereid. Lig net jou hande op en sê vir die Here, ek is bereid om U krag te ontvang. Staan met jou hande in die lug met 'n begeerte om te sê, Here, vul my met U Gees. Here, kom en doen 'n nuwe ding in my en ek vra jy bid dit saam met my. Vader, ek staan voor U in Jesus naam. En Here, ek kom in Jesus naam. U beloof in U woord, U sal, as ons U vra, in U naam die Gees vir ons gee. En Here, ek kom vanoggend met 'n begeerte. Here, ja, ek besef die Gees van God het my na U gelei. En ek besef, Here, met wedergeboorte het ek die Gees ook gekry. Maar Here, ek kom staan vanoggend met 'n begeerte om gevul te word met die krag van U Gees. En Here, ek kom vanoggend en ek het 'n begeerte en ek vra, Here, vul my in hierdie oomblik met U Gees. Here, vul my met U krag. Vul my, Here, doop my, Here, in hierdie oggend met U krag, met U heerlikheid, met U Gees. Here, ek gee oor vir 'n verhouding met U. Here, ek gee oor in hierdie oggend om deur U gebruik te word. Here, ek vra vanoggend, vul my en laat U gawes deur my vloei. Here, laat U liefde deur my vloei. Here, laat U genade deur my vloei. Here, laat U doel deur my vloei. Here, die krag wat in die troonsaal van God is, die krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, vul my in hierdie oomblik met daai krag, in die naam van Jesus. En Here, my gebed is, vir elkeen wat voor U staan, wat werklik sê, Here, vul my met U heerlikheid. Vul ons, Vader, in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Amen. Amen. Kom ons gee vir die Here 'n klap. Dankie, Here. Dankie, Here. Ek wil vanoggend vir jou sê, en ek wil net gehoorsaam wees wat in my hart is. Die krag van God is teenwoordig.
Die krag van God is teenwoordig. En jy sit dalk hier so en jy sê, ek weet ek moet dit doen, maar ek is bang. Jy sit dalk vanoggend hier en jy sê, ek weet ek moet dit doen, maar daar's twyfel in my hart. Jy sit vanoggend hier en jy sê vir jouself, ek weet die Here praat met my. Ek weet ek moet opstaan. En ek weet ek moet dit gaan doen. En ek wil vanoggend vir jou sê, doen dit in Jesus naam. Staan op in Jesus naam. Doen dit. Ek sien werklik in my geestesoog, jy's 'n millimeter van die grond af. En daar's nie baie krag wat uit jou uitvloei nie. Maar ek sien werklik waar hoe jy opstaan. En die krag van God begin vloei deur jou. Staan op, doen dit. Staan op en doen dit. Die Here sê vir jou, doen dit. In Jesus naam. Amen.